Goeiemôre, ek is pastoor Wim. Niks pastoor Winna. Nou ons is van geen kerk of denominasie nie. Ons doen 'n Bybelstudie oor die eindtyd in die geopenbaarde naam, die Hebreëse name. Met ander woorde, Jahva, ons Elohim, dit is God Almagtig, Jahvashua, dit is Jesus Christus, en die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees. Ons gebruik 3 Bybels. Die een is die Afrikaanse 3353 Bybel, die 1611 King James Bybel en dan natuurlik the Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotherham Version, wat die enigste Bybel is wat verban is in die wêreld. Nou ons het gedink om te kyk na die baie belangrike onderwerp. Hoekom is die groot doop 'n definitiewe opdrag? Ek dink ons moet net eers kyk na wat is doop. Dit is die uiterlike teken van wat innerlik gebeur het, waar ek my bekeer, wat uiterlik is want my gedrag verander, en die reiniging wat innerlik gebeur wanneer my sondes vergewe word, die reiniging deur die bloed van Jahvashua, is 'n innerlike geestelike proses. Julle sal ook hoor dat ons praat van deurgangs van onderdompeling, en omdat daar 'n groot verskil is tussen doop en onderdompeling. Doop in Grieks is baptizo, en in Engels is dit to put in, to put under or to cover up. Maar as jy die woord doop opsoek in die woordeboek, dan is dit baptism of christening, en die eerste entjie verder is dit dip of dunk. So dit is soos om 'n beker koffie te hê en 'n ouma beskuitjie. Wat jy in die koffie wil sag maak. So jy druk die beskuit in die koffie dat dit sag word. Jy druk nie jou vingers in die koffie en dan spat jy die beskuitjie nat laat hy kan sag word nie. Jy baptiso die beskuit in die koffie. En om te baptiso beteken ook nie dat jy staan in die bad saam met die persoon en vat 'n beker water en gooi hom nat of besprinkel hom of trek 'n kruis met jou vinger wat nat is van water op sy voorkop nie. Ons noem dit spesifiek volwasse doop, want daar is nie een teks in die Bybel waar 'n kind gedoop is nie, geonderdompel is nie, heeltemal onder die water toegemaak is nie. Nou ons leef vandag in die tyd waar daar baie verdraaiings rondom die evangelie is. En die doop is definitief een van hulle. Daar is baie kerke wat nie glo in die groot doop of die onderdompeling nie. Hulle sê jy moet net glo. Nou dit is soos die man aan die kruis. Die oomblik toe hy gevra het dat Jahvashua, met ander woorde Jesus Christus, hom genadig moet wees, het hy tot bekering gekom al op die kruis en hy het in Jahvashua geglo en hy is paradys toe. Hy het genade ontvang. Op die kruis het hy genade ontvang. Maar hy is nie bruid nie, hy is net paradys toe. Nou ek wil begin met 'n baie belangrike teksvers wat ek wil lees in Markus 16 vers 15 tot 16. Kom ons lees vers 15. En hy, wie is hy nou? Dit is Jahvashua, met ander woorde Jesus Christus, het vir hulle, wie is hulle? Dis nou die apostels gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Nou hierdie opdrag gee hy aan die apostels nog voordat hy gekruisig is. En nog voordat hulle die gawes van die Ruach HaKodesh, met ander woorde die Heilige Gees, tydens Pinksterfees ontvang het. Jahvashua, met ander woorde Jesus Christus, gaan verder in vers 16, wat hy sê, hy wat glo, hoor mooi, hy wat glo en hom laat doop, sal gered word. Maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. Nou ek wil net noem dat die vers verander is in die 1983 en 2020 Afrikaanse Bybels. Dit lees, wie tot geloof gekom het en gedoop is. Hoor die woorde, wie tot geloof gekom het en gedoop is, sal gered, of in die 2020 vertaling, of verlos in die 2020 Bybel, word. Wie nie glo nie, sal veroordeel word. Met ander woorde, hier staan, as jy as babietjie gedoop is, en jy glo as groot mens, dan sal jy gered word. Nou dit is nie wat die Bybel hier sê nie. Dit is die Rooms-Katolieke Kerk dogma wat hierso praat. Die Bybel sê nie dat jy net moet glo om gered te word nie, maar dat jy ook gedoop moet word.
Wanneer jy groot genoeg is om te kan glo, met ander woorde jou sielsdimensie, jou kognitiewe denkwyse, en jy volwasse genoeg is om verantwoordelik te wees vir jou besluite en dade, dan kan jy jou laat doop. En ook, die Bybel sê dat Jahwe Almagtig, met ander woorde die Here, nie behaag het daarin dat ons aan die vlees besny moet word nie, maar aan die gees. Die besnydenis van die Ou Testament was net van toepassing op die seentjies en nie op die dogtertjies nie. Vroue was geregverdig of vrygestel van hulle sonde op grond van die werke van hulle mans. Hoedanig hulle mans in heiligmaking geleef het. Maar as ons Galate 3:26-29 lees, sê dit, daar is nie meer 'n verskil tussen die man en die vrouens nie. Vrouens was in die Ou Testament soos vloerlappe gewees. Daar was nie vir hulle genade gewees nie, maar volgens Galasiërs 3:26-29 het daar vir hulle ook redding gekom en die genade daarvan. Maar Galasiërs 3:26 sê dat daar nie meer 'n verskil is tussen die mans en die vroue nie, en dat die wat gedoop of geonderdompel is in die naam van Jahwe tot vergewing van hul sonde, is met Jahwe, met ander woorde Jesus Christus, beklee. Die Engels sê, we put on Jahwe. Dit is die bruilofskleed. Met ander woorde, sedert 2000 jaar gelede, word die vroue ook erfgename van alles wat aan Abraham beloof is deur die onderdompeling. En dit is ook nie baba doop nie. Babietjies kan nie glo nie. 'n Babietjie word nie met sonde gebore nie, maar in 'n sondige wêreld. En die doop is vir mense wat kan onderskei tussen reg en verkeerd. Babietjies het reeds die asem van die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, in hulle, en hulle is nog nie toerekeningsvatbaar vir sonde nie. Hulle het reeds die ewige lewe in hulle, en dit maak nie saak hoe die ouers leef nie. Hulle ontvang nie die sondes van die ouers nie. Die Katolieke glo dat die babietjies wat gedoop is, gaan na 'n hoër hemel as die kindertjies wat nie gedoop is nie. En dit terwyl die Bybel in Matteus 29 vers 13 tot 15 sê, aan hulle, wie's hulle nou? Dit is die kindertjies, behoort die koninkryk van God. Dit is nou Jahwe ons Elohim. Daar is wel baie mense wat Eksodus 20 vers 5 gebruik om te bewys dat alle babietjies met sonde gebore is. En ek lees, jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, dis nou Jahwe ons Elohim, dis nou die Here, jou God, hy is 'n jaloerse Elohim of 'n jaloerse God, wat die misdaad of die sonde van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en die 4de geslag. En dan moet ons verder lees, van die wat my haat. Almal haal net die vers aan tot by die 3de en die 4de geslag en los die res uit. Hy wat nie glo nie, sal geoordeel word. Nou die vraag is wat nie glo nie. Hy wat nie glo dat jy of hy gedoop moet word om in die koninkryk in te kom nie. Die kern van die boodskap van vers 16 het te doen met doop en redding. As 'n mens nou Markus 16 vers 16 lees, dan klink dit of jy glad nie hemel toe gaan as jy nie gedoop is nie. Maar dit is nie wat hier staan nie. Die man aan die kruis is nie gedoop nie en hy is paradys toe saam met Jahwe, met ander woorde Jesus Christus. Apostel Paulus sê in 1 Korintiërs 13 vers 9, want ons ken ten dele en ons profeteer ten dele. Nou in die 3 susters kerke waarin ons groot geword het, is daar nooit gepreek oor groot doop nie. Die karismatiese kerke wat groot gedoop het, het altyd verkondig dat jy nie hemel toe sal gaan as jy nie gedoop is nie. Maar hulle het nooit gepreek oor die man aan die kruis nie, glad nie. Omdat dit deel van die dogmatiek is en hulle moet dit preek, hulle eie kerklike dogmatiek. Dogmatiek is die mensgemaakte reëls wat deur kerke opgestel en uitgeleef word. Daardie reëls mag nie verbreek word nie. Want die kerke het nie die verskil tussen die hemel en die koninkryk verstaan nie. En hulle weet nie hoe om Markus 16 vers 16 te interpreteer nie. Nou kom ons lees net nou vers 17. Kom ons lees vers 17. En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf,
en met nuwe tale sal hulle spreek. Nou om in vreemde tale te praat en in verrukking van sinne in te gaan, is twee verskillende dinge. Vreemde tale was wat die disippels op die dag van Pinkster ontvang en gepraat het, sodat almal wat daar was, hulle kon verstaan. En daarom het 3000 mense tot bekering wat tot bekering gekom het. In Handelinge 2 vers 36 tot 41, waar apostel Petrus die evangelie verkondig het en gedoop is. Die disippels het daardie dag duiwels uitgedryf en in nuwe tale gespreek. In my naam is nie Jesus nie. Die disippels het hom nie by daardie naam geken nie, hulle kon nie. In die naam van Jafashua of Yahshua. En dit is nie Yeshua of Yahweh nie. Met nuwe tale spreek. Nou dit is nie noodwendig die tale waarvan Handelinge 2 vers 36 tot 41 praat nie. Dit is ook nie noodwendig verrukking van sinne nie. Hierdie is waar die bekeerde, wedergebore mens nie meer die taal gebruik wat hy gedoen het toe hy ongered was nie. Die nuwe mens praat nie meer met kriektaal en beledig nie meer vir ander of loop die heeldag en kla nie. Hulle beledig nie meer ander nie, maar hulle loop ook nie kla nie. Hierdie nuwe mens praat met 'n nuwe taal, sodat ander kan hoor dat hy nie meer dieselfde mens is nie. Wanneer jy gered is en jy praat met 'n nuwe taal, dan is jy soos 'n fontein wat strome van lewende water in jou laat uitvloei. Lewende water is gees. Daar sal 'n nuwe gees in jou wees as jy gered is. Die gawes is 'n persoonlike geskenk wat jy van die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, ontvang. En hy gee dit aan wie hy wil en soos hy wil. Jafashua, dit wil sê Jesus Christus het die volwasse onderdompeling ingestel. Want ons lees in Matteus 28 vers 18 tot 20 en ek lees vir julle eers vers 18. En Jafashua, dit wil sê Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Nou, na aanleiding van hierdie vers verstaan ons wat in Jesaja 9 vers 5 staan, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee en die heerskappy is op sy skouer. Die heerskappy is daardie mag wat aan hom gegee is, alle mag in die hemel en op die aarde. En hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke Elohim, sterke God, ewige Vader, vredevors. En dit word bevestig in 1 Timoteus 3 vers 16, en ek lees, en onteenseglik die verborgenheid, dis die geheim, van die godsaligheid is groot. Jahwe Elohim, dit wil sê God die Vader, is geopenbaar in die vlees as Jafashua, dit wil sê Jesus Christus, op aarde. Hy is geregverdig in die gees, hy is bevestig deur die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, nadat hy gedoop is in Johannes 1 vers 32, het verskyn aan engele in die hemel waar hy vandaan kom, is verkondig onder die heidene, omdat Israel nie wou luister nie, is geglo in die wêreld, daar's miljoene mense wat vir Jafashua, dit wil sê Jesus vandag volg, is opgeneem in heerlikheid, waar hy vandag langs sy Vader sit. Winna, ekskuus, ek wil net gou vir jou sê nie. Daai versie het my so geruk die dag toe ek tot bekering gekom het. En om te besef dat ons dien 'n enige God. Dit is nie 'n drie enige God nie, dis 'n enige God. As jy daai versie lees, 1 Timoteus 3 vers 16, wat vir jou sê, en as jy mooi die Afrikaanse 33 lees, onteenseglik, die verborgenheid van die godsaligheid is groot. Ja, want wat mense misverstaan het of miskien nie raak gelees het in vroeëre jare nie, is dat Jahwe Elohim was altyd daar, net oor 3 verskillende tydperke. Hy was oor die volk van Israel, Ja, hy was by die volk van Israel in Jafashua, sure, ja. en hy is in ons vandag, as die Ruach HaKodesh, as die ja. Heilige Gees, ja. Ja, Die Bybel sê dus in Matteus 28 vers 18, dat die Seun sedert 2000 jaar gelede alle heerskappy besit, in die hemel en op die aarde. Hy het die autoriteit van sy Vader geword.
Daarom sê hy, Jafashua in Johannes 5 vers 43, ek het gekom in die naam van my Vader, en julle neem my nie aan nie. As 'n ander kom in sy eie naam, hom sal julle aanneem. Ons lees nou verder Matteus 28 vers 19. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Nou wil ek net vir julle 'n bietjie agtergrondinligting gee. Toe Desiderius Erasmus in 1522 die Tectus Receptus teks wou skryf vanuit die Luciaanse Byzantynse teks waaruit die parkementrolle in die parkementrolle geskryf is. Toe was daar 2 skrifgedeeltes in daardie parkementrolle wat so beskadig was of uitgeskeur was dat hy nie geweet het wat daar staan nie. En die 2 verse was Matteus 28 vers 19 en 1 Johannes 5 vers 8. En Desiderius Erasmus het toe na die Rooms-Katolieke Kerk toe gegaan en gesê, ek kan nie hierdie verse kry nie, ek weet nie wat om hier te sê nie, en hulle toe hulle Bybel, soos wat hulle dit vertaal het, die Katolieke Kerk, vir hom die 2 verse uit hulle Bybel gegee. Nou moet ons net ook onthou dat die Katolieke hulle eie Bybel gehad het, en vir baie jare het hulle nie eers die boek Openbaring in hulle eie Bybel gehad nie. So, daar word beweer dat in die ou Byzantynse teks net gestaan het, immerse in the name of Jafashua. Daar is nie een plek in die Bybel, in enige Bybel wat uit die Tectus Receptus teks bestaan, waar daar geskryf is dat dat iemand gedoop moet word in die bogenoemde titels. Nie in die Tyndale Bybel, die Duitse Lutherse Bybel, die Nederlandse State Bybel, die King James 1611 Bybel, die Afrikaanse 33 Bybel en ook nie in die Restoration of the Original Sacred Name Bible nie. Maar ek wil net gou vir julle weer vers 19 ontleed. Hy sê, gaan dan heen, hy sê, gaan die wêreld in, maak disippels, disipel is 'n navolger van Jafashua, dit wil sê Jesus, van al die nasies, al die verskillende nasies, doop hulle, onderdompel hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Naam is enkelvoud. Dit beteken dat die Vader, die Seun en die Heilige Gees dieselfde naam moes hê. En dit is hoekom niemand ooit gedoop is in die titels van Vader, Seun en Heilige Gees nie. Die vers gaan verder, hy sê, leer hulle, hy sê, moenie net mense wat julle doop of onderdompel laat staan, dat hulle op hulle eie aangaan nie. Jy moet hulle lei, want hulle is nie in Jafashua. Om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Beveel is 'n definitiewe opdrag. Doop is 'n definitiewe opdrag. Vers 20. En kyk, ek, dis Jafashua, dit wil sê Jesus, is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. As wat gebeur? As julle doen wat in my woord geskryf is en as julle doen wat ek vir julle leer. Ja, Bernard, dit is so. Nou is die vraag, hoe kan Jafashua verklaar dat hy by ons is tot aan die einde van die wêreld, as hy nou reeds aan die regterhand van sy Vader sit? Nou, hy manifesteer deur die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees wat in ons is. Het die apostels presies dit gedoen wat Jafashua beveel het? Nee, hulle het nie. Nou, nêrens in die Bybel is enige iemand gedoop in die titels van die Vader, die Seun en die Heilige Gees nie. Jafashua het gesê dat hulle in die naam moet doop. Een naam, Jafashua, moet hulle doop. Vader, Seun en Heilige Gees is titels. Dis nie 'n naam nie. Daar's net een naam, Jafashua. Elke man wat 'n kind het, is 'n vader. En daardie man self is 'n seun. Doen die kerke vandag wat Jafashua vir sy apostels gesê het om te doen? Nee, hulle doen nie. Daar is 'n klein persentasie kerke in die wêreld wat dit wel doen. Maar die groot meerderheid doen dit nie. Meeste doop soos die Rooms-Katolieke Kerk voorgeskryf het om te doop. En ook het die apostels ooit iemand geonderdompel of gedoop in die titels, die Vader, Seun en Heilige Gees? Nee, hulle het nie. Nou waarom doen die protestante kerke dit?
Want sekere van die tradisies is oorgebring tot protestantisme toe protestantisme tot stand gekom het. En die kinderdoop was een van hulle. En dit is wat eskatologie is. Dit is om dit wat al die jare gepreek was en vandag gepreek word, te ondersoek om te bepaal of dit skriftuurlik is al dan nie. Dit is om terug te gaan in die verlede en die geskiedenis en om die waarheid ten spyte van die teenkanting wat ons kry, te ontbloot. Openbaring 18 vers 4 sê, gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met of deel van haar sondes mag hê nie en van haar pla nie ontvang nie, sodat julle nie deel word van die oordeel wat sy gaan ontvang nie. Nou kom ons kyk wat sê apostel Paulus in Galasiërs 1 vers 9 tot 10. Vers 9. Soos ons van tevore gesê het, sê ek nou ook weer, as iemand julle 'n evangelie verkondig in stryd met die wat julle ontvang het, laat hom 'n vervloeking wees. Vers 10. Soek ek dan nou die guns van mense of van Jahwe, ons Elohim, dis nou God almagtig, of probeer ek om mense te behaag? As ek nog mense behaag, dan soek ek nie 'n dienskneg, dan sou ek nie 'n dienskneg van Jahwe of Jesus Christus wees nie. En ons kyk na Romeine 6 vers 1 tot 6. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Vers 2. Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgelê het, hoe kan ons nog daarin lewe? Ons mag nie met Jahwe se genade speel nie. Ons kan dit nie doen nie. Vers 3. Of weet julle nie dat ons almal wat in Jahwe, dit is nou Jesus Christus, gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Want hy is gemartel en het aan die vloekhout gesterf vir my en vir jou, vir ons. Vers 4. Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Jahwe, dis Jesus Christus, uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so 'n nuwe lewe kan wandel. Ons ou self word begrawe in die waterbad van die doop. Want as ons met hom saam gegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons tog ook weer deur die aan sy opstanding gelykvormig wees, sodat ons ook soos hy kan opstaan as 'n nuwe mens uit die dood wat die verderf is. Ek wil net vinnig iets sê, wil net verduidelik dat die waterbad is nie wat jou skoonmaak nie. Dit Nee. is die watergraf. Jy word gereinig deur die bloed van Jahwe. Exactly. Ja. En ek dink daar baie mense verstaan daai ding nie, want hulle dink jy moet gedoop word om gered te word. Ja. En dit is nie so nie. Jy moet gered wees om gedoop te word. Doop te word. Dis waar wat jy sê, ja. Vers 6 sê, aangesien ons dit weet dat ons ou mense saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie. Dit is 'n wilsbesluit om nie meer die sonde te wil dien nie. Dit moet uit jouself uitkom om dit nie meer te doen nie. Ek wil vir julle verder lees in die Bybel waar hierdie opdrag voorkom. Lukas 24 vers 46 en 49. Vers 46, en hy, dis Jahwe, dit wil sê Jesus sê vir hulle, so is dit geskrywe, en so moes die Messias, dit wil sê Christus, ly en op die 3de dag uit die dode opstaan. Vers 47, en bekering en vergewing van sonde in sy naam verkondig word aan al die nasies van Jerusalem af en verder. As ons nou Matteus 18 wil toepas, dan moes hier gestaan het bekering en vergewing in die sondes van die titels van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hier sê dit duidelik, die vergifnis van sonde kom in die naam van Jahwe, en daar is ook net een naam gegee in die hemel en op die aarde, waardeur jy gered kan word, en dit is die naam Jahwe. Vers 48, en julle is my getuies van hierdie dinge, getuies dat sonde vergewe word in die naam van Jahwe. Vers 49, en kyk, ek, Jahwe, dit is Jesus, stuur die belofte van die Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met die krag uit die hoogte. Net voordat pastoor Wim nou
die volgende gedeelte met julle gaan deel, wil ek net vir julle 6 dinge vertel van apostel Petrus. Dit gaan dit het te doen met wat Pastor Wim gaan vertel. 1. Volgens Matteus 16 vers 16 het hy onwrikbaar geglo dat Jahvashua, dit wil sê Jesus, die Messias was en die seun van die lewende Elohim was, dit wil sê God die Vader. 2. Jahvashua, dit wil sê Jesus, sê vir hom dat hy hom 3 maal gaan verloon voordat die haan gaan kraai. En dit gebeur so. 3. In dieselfde tyd wat Jahvashua dit vir hom gesê het, het hy ook vir hom die volgende gesê. Dit is in Lukas 22 vers 32. Maar ek, dis Jahvashua, dit wil sê Jesus, het vir jou, dis Petrus, gebid, dat jou geloof nie ophou nie, en as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk of lei. 4. Omdat Petrus se geloof so sterk is, sê Jahvashua, dit wil sê Jesus ook vir hom in Matteus 16 vers 17, salig is jy Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. 5. In vers 18 sê hy, en ek sê vir jou, jy is Petrus. Petrus kom van Pedro. Pedro is a small stone of a small rots. Pebbles, ja. En op hierdie rots sal ek my gemeente bou en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. En laastens, nommer 6, in vers 19, en ek sal vir jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee. En wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemele gebind wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ongebonde wees. Die sleutels is die evangelie van Jahwe Elohim, wat deur die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, aan hom, dis Petrus, geopenbaar gaan word. Waar en hoekom? Nou ons gaan nou lees uit Handelinge en dan sal ek die antwoord vir julle gee. Kom ons lees Handelinge 2 vers 36 tot 41. Vers 36. Laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet dat Jahwe ons Elohim, dis nou God Almagtig, wie is hom? Jahvashua, Messias, dis nou Here, en Redder, dit is Christus, gemaak het. Hierdie Jahvashua, met ander woorde Jesus Christus, wat julle gekruisig het, die Vader het die Seun verhoog. Hy het hom Elohim gemaak, net soos wat dit in Hebreërs 1 geskrywe staan. Vers 37. Toe hulle dit hoor, is hulle diep in hulle harte getref en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? Met wie het Petrus hier gepraat? Met al die mense wat daar saamgekom of saamgedrom het, wat gehoor het hoe die apostels en die disippels in hulle tale gepraat het. Mense wat verskillende tale praat. Die mense vra vir Petrus en die ander apostels wat hulle moet doen om te ervaar wat hulle, dis nou die disippels, ervaar het. Onthou nou, Jahvashua se opdrag in Matteus 28 vers 19 was, gaan dan heen, maak disippels van alle nasies en gaan doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Met ander woorde, Jahvashua. Petrus staan nou voor hierdie mense en hy is vol van die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, en hy sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jahvashua. Onthou, dit kan nie Jesus wees nie. Jesus het in die 16de eeu is die naam geskep. Dit wil sê, Jesus Christus tot vergewing van julle sondes. En julle sal die gawe of die geskenk van die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, ontvang. Met ander woorde, Petrus het tussen die kruisiging van Jahvashua en die Pinkster eers waarlik tot bekering gekom. En die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, openbaar aan hom die waarheid, dat daar nie krag is in die titels nie, maar net in die naam, Jahvashua, met ander woorde Jesus Christus, daai naam, Jahvashua. Petrus begin deur te sê, bekeer julle. Nou dit is hoekom dit so belangrik is om nie mense te doop wat nog nie tot bekering gekom het nie. Want al wat jy doen is, jy maak 'n droë sondaar 'n nat sondaar. En toe Jahvashua, met ander woorde, dis nou Jesus, in Matteus 28 vers 19 gesê het, gaan doop hulle in die naam van die Vader,
die Seun en die Heilige Gees, was daar nog nie vergifnis van sonde nie, want hy was nog nie gekruisig nie. Toe Petrus in Handelinge 2 vers 38 sê, gaan doop hulle in die naam van Jahweh tot vergifnis van hulle sonde, toe was Jahweh reeds gekruisig. Het hy reeds opgestaan en het hy reeds opgevaar in die hemel in. Hy het reeds gesterf. En dit is hoekom apostel Paulus die disippels in die boonste landstreke van Efese raakgeloop het. Toe hy hulle raakgeloop het, het hy hulle gevra in Handelinge 19 vers 2, het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? En hulle antwoord hom, ons het nie eens gehoor dat daar 'n Heilige Gees is nie. Want hulle was gedoop deur Johannes met die doop van bekering. En dat Johannes uitdruklik gesê het dat hulle moet glo en die een wat na hom kom, met ander woorde na Johannes. En dit was Jahweh, met ander woorde Jesus Christus. Hulle is toe oorgedoop in die naam van Jahweh. En Paulus het hulle die hande opgelê en die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, het op hulle gekom. En hulle het met tale gespreek en geprofeteer. Nou Handelinge 2:39 sê, want die belofte kom julle toe en julle kinders. Dit beteken nie babetjies nie, mense. Dit beteken julle nageslagte, die mense wat na julle kom en almal wat daar ver is. Dit is die toekomstige geslag. Die wat Jahwe ons Elohim, dit is nou die Here ons God, na hom, dis nou Jahweh, sal roep. Vers 40. En met baie ander woorde het hy hulle besweer en vermaan en gesê, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. Vers 41. Die wat toe sy woord, dis nou Petrus wat se preek, met blydskap aangeneem het, is gedoop of geonderdompel. Op die dag omtrent 3000 siele toegebring. Petrus en die ander apostels doop op die dag van Pinkster 3000 mense in die naam van Jahweh, met ander woorde Jesus Christus, tot vergifnis van hulle sondes. Nou die tyd het ons gevang, het ons ingehaal. Ons sal volgende week hieroor verder gesels. Ek wil net sê, ons sê altyd, moenie net glo wat ons sê nie. Neem dit wat ons vir julle gegee het en gaan doen selfondersoek. Gaan kyk self of julle saam met ons stem. Subscribe asseblief as julle die volgende uitsendings wil ontvang. Dit is gratis. En indien enige iemand iets wil weet oor die boodskap van vandag, kan julle gerus vir ons 'n e-pos stuur. Ons e-posadres sal na die boodskap, na pastoor Wim se gebed, sal dit op die skerm verskyn. Kom met ons saam bid. Ons almagtige Hemelse Vader, U wat is, U wat was en U wat altyd sal wees. U wat eers aan ons gedink het. U genade wat so groot is, dis genade op genade op genade. U seun se bloed wat vir ons gestort is, meer as 2000 jaar terug, wat vandag nog net so nat is. Ons wil U dank dat U ons ook in U hande vashou. Ons wil U dank dat hierdie boodskap wat ons hierso uitstuur in 'n wêreld sal ingaan waar daar sal inklank en aanklank vind in die mense wat dit hoor en dat dit sal vrug dra 30, 60 en 100voudig. Seën een en elk wat hier luister, hulle en hulle gesinne. Seën een en elk wat die woord hoor en dit wil uitdra. Seën ook so dat ons boodskappe in 'n verlore wêreld sal uitgedra word. Ons vra alles nie om ons dit verdien nie, maar net uit genade. U naam ter ere. Laat dit so wees. Halleluja. Baie dankie, tot 'n volgende keer. Tata.